Goeiemôre almal wat ek nog nie gegroet het nie. Ek weet nie waar is al die mans vanmôre nie. Die hele vroue vereniging hier saam. Ek sal my alleen nie. Ons is daar om 3. Ons is omtrent net meer vrouens wat hier is. Die mans het die advertentiekie op ons social media gesien dan nie. Op die WhatsApp groepie, ons praat oor liefde vanmôre. Nou kruip hulle weg. Ons sal moet praat met hulle. Kom ons bid net eers saam. Die Hemelse Vader, ons dankie uit ons hart uit vir nog 'n dag. Dankie vir die beskermende hand dat U oor ons gehou het gisterand en ons veilig gehou het. En ons loof en ons prys U. Ons sê net dankie vir nog 'n dag dat ons hier by mekaar kan kom, meer van die woord kan leer. Dan vra ek ook sodat U my sal lei om die woord uit die ware woord van U te bring en nie uit my eie gedagtes. En ons vra dit alles in die naam van Jesus. Amen. Ja, nou het ek klaar weggegee. Ons gaan 'n bietjie praat oor liefde vanmôre. Maar net eers Tannie Wilna Hunter het verjaar die week. Ek mag nie sê hoe oud sy geword het. Sy gaan amper 60. Baie geluk, maar gaan nog baie wees. En dan sê ons welkom aan Tannie Jean Henderson. Baie welkom hier in die oord. En dan aan Tannie Babsie Brentman, as ek die van self reg uitspreek. Sy kan nou nie wees by ons vanmôre nie, maar sy gaan ons 'n ander week join hierso. Ja, soos ek gesê het, ons praat oor liefde. Maar ek het 'n snaakse, ek gaan amper sê 'n kernvers vir die boodskap. En ons het hom ander week genoem ook, kom uit Hosea 4 vers 6, wat sê, my volk gaan te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Nou, hoe kom dit nou by liefde uit? Ons gaan daarby uitkom, heel in die einde. Gaan ek julle verduidelik, hoe kom ek aan daai taxfires en liefde by mekaar uit. Maar ja, as ons dink aan liefde, is die groot liefde, is God se liefde aan die mens, né? En aan die wêreld. En dan dink ons altyd, ons hoor van onvoorwaardelike liefde. God se liefde. En dan dink ons altyd eers aan Johannes 3 vers 16, as ons dink aan die liefde, is dit nie? Want in Johannes 3 vers 16 staan daar, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar staan niks van ons onvoorwaardelike liefde in die vers nie. Kom ons kyk weer, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So, daar's eintlik 'n voorwaarde. Die versie sê eintlik vir ons voorwaardelike liefde. Want daar's 'n voorwaarde, elkeen wat in hom glo. En dan moet ons nou mooi verstaan van aan hom glo en in hom glo. Dit is baie goed wat ons aan glo, want van kleins af word ons so geleer, in die huis en op skool en op TV, en dat is maar goede wat ons naderhand, ons hoor het so baie, ons glo dit naderhand. Dan is dit vanselfsprekend. En dis hoekom ek altyd sê, as ons 'n versie kyk, moet ons nie in een versie vaskyk wat die woord van ons sê nie. Ons moet gaan lees die hele boek, of 'n paar versies voor en na, laat 'n mens die hele konteks van die verhaal sien, en sien waaroor die versie eintlik gaan. As ons terugkom na in hom of aan hom, ons sê tog, ons glo in God, ons glo in die drie enige God, ons glo in die kruisiging, ons glo God, Jesus het gesterwe vir ons, ons glo in die opstanding, nie aan dit nie. As ons praat van aan, glo ons aan spooke, baie mense gaan sê ja, maar jy glo nie in dit nie. Glo ek aan satanisme? Dit klink nou snaaks? Ja.
want dit bestaan. Mens sien dit, mens hoor van dit, mens lees van dit. Maar ek glo nie in dit nie. Sien julle waar is die in en aan verskil? Glo julle aan my? Ja, hier's ek lewendig. Tuurlik glo julle aan my. As ek julle nou vra, gee almal julle beursies en geld en handsakke en bankkaarte en julle pinnommers vir my. Ek sal na dit kyk mooi. Glo julle in my? Sien, nou is die in en aan nou nie meer lekker dieselfde nie. So ons moet verstaan, elkeen wat in hom glo, nie aan hom glo nie. Daar's 'n groot verskil. Baie mense glo aan die Bybel, glo aan God, glo aan Jesus, maar glo jy in hom? Dis die groot vraag. Maar ja, om verder aan te gaan met die liefde, die onvoorwaardelike liefde. Die Bybel is so vertaal dat hy praat van liefde, maar as ons teruggaan na die Hebreëus en goed toe, dan is daar een liefde wat uitstaan, die groot liefde of die grootste liefde, is agape liefde, dit is onvoorwaardelike liefde. Nou wat is onvoorwaardelike liefde? Toe ek het al baie mense gevra wat is liefde en ek kry snaakse antwoorde. Iemand het my gesê, dis so 'n stukkie hemel wat afgekom het aarde toe, om 'n man nou al sy moeilike tydjie op aarde te gee. So daar is verskriklik baie, en ons het baie persepsie oor liefde. Omrede ons van kleins af al hier goed hoor en sien, en op TV en oral hoor en sien van liefde, laat ons naderhand 'n wanpersepsie het van liefde. Laat ons nie meer weet wat is liefde regtig nie. Nou onvoorwaardelike liefde is om jouself uit 'n plek van gemaklikheid uit te haal en in 'n plek van ongemak te plaas teenoor enige iemand. Maak nie saak wie of wat nie. Maak nie saak wat daardie persoon aan jou gedoen het of wat hy of sy nog aan jou gaan doen nie. Dis 'n liefde wat aanhou. Hy hou aangee, selfs wanneer die geliefde nie reageer daarop nie. En hier beskryf ek mooi in die een Woordeboek, dis 'n alles oorweldigende passie vir die welsyn van ander. Alles oorweldigende passie vir die welsyn van ander. 'n Liefde wat bly staan onder alle omstandighede. En dan kan ons aangaan oor agape liefde. Of onvoorwaardelike liefde. Dis sonder uitsonderings. Of daar's geen beproewings aan nie. Geen voorwaardes. En ons kan amper sê dis absoluut. Dis blindelings, dis botweg. Dis voldoende en is voluit. Dan wat dink ek so aan Jesus se laaste woorde daar aan die kruis wat hy gesê het, tetelestai, né? Dis volbring. Die liefde vir ons is volbring, want hy het gesterf aan die kruis vir ons. Dis volbring. Agape liefde, die grootste liefde wat God vir ons kan gee. En dan in Psalms, as ek kyk na Psalms 11 vers 5, staan daar, die Here toets die regverdige. Sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. So geweld is nou net die teenoorgestelde van liefde of haat. Staan, God se siel, sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. En ons mense is toch so maklik as iemand iets aan jou gedoen het of ingedoen het of iets verkeerd gedoen het aan jou, is dit nie dan ons wil wraak neem nie. Ek sal hom kry of ek sal hom wys. En dan sien ek in Lukas 6 vers 35 sê God vir ons, maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedentierend oor die ondankbares en slegtes. Dis 'n moeilike ene, om jou vyand lief te hê, dis nie maklik nie, maar die Bybel sê so,
en ons moet gehoorsaam wees. Ons kan verder na dit kyk, in Romeine 12, sê die Here vir ons, moenie self wraak neem nie, geliefdes. So as jy kwaad is vir iemand, of vir jou vyand, moenie self wraak neem nie, geliefdes. Maar laat dit oor aan die oordeel van God. So ons moenie, wat noem ons dit, revenge gaan vat nie, wraak neem nie. Los dit aan God, plaas dit in sy hande, bid daaroor. Los dit in sy hande, hy sal ons, daar's 'n mooi koortjie wat sing, hy sal my battles fight, Kan nou nie al die woorde onthou nie, en nou is ek nog Engels op vandag. En, daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Vers 20 aan Romeine 12, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So is so 'n verskriklike moeilike ding vir ons mense om jou vyand lief te hê. Maar nou moet ons die verskil tussen die verskillende liefde verstaan. Ek meen, ek is tog nou nie dieselfde lief vir Pieter as wat ek vir my vrou is nie. Dis 'n ander liefde. Ek is nie dieselfde lief vir Tannie Jean of Rita as Pieter of as my vrou nie. Of my liefde aan my kinders of kleinkinders is nie dieselfde liefde as die res, of die liefde aan God nie. Daar's 'n fyn lyn tussen die klomp, en dis waar die mispersepsie inkom. Dis maar die dinge in die wêreld wat aangaan, en Satan hou daarvan om hier liefdes deur mekaar te krap, en ons verwar te maak. En dan sit hy lekker en lag as ons die verkeerde dinge doen. So, moet nie kwaad word nie. Los dit by die Here. Hy sal daai geveg weg vir ons. Ons los dit in sy hande. Dan is daar 'n ander liefde, filial en storge liefde. Filial liefde is 'n liefde vir 'n familielid. 'n Oom met tannie, 'n broer, 'n suster is familieliefde. Filial. Storge liefde is meer vir 'n vriend. Is daai broederlike liefde. En dan byvoorbeeld storge is liefde van 'n ouer aan 'n kind. Storge liefde is liefde van 'n ouer aan 'n kind. Dan kry ons aan een ook, filia. Filia liefde, dit is die liefde vir 'n vriend. En dis waar waardering en vriendelikheid en kameraadskap inkom, in die filia liefde. En dan kry ons die ene wat almal verwar met liefde, en dis die eros liefde, die romantiese liefde. En dit is die liefde wat die swinkies en drukkies is, en die vlinders in die maag, Is dit tog nie so as die man se sekere ouderdom bereik nie, dan begin hulle nou rondkyk vir die meisies, en hulle hou van 'n meisie. En dit is nou waar die eros liefde inkom. Nou eros is meer emosies. Eros liefde is baie selfsugtig. Want die meeste van die tyd dink 'n mens net aan jouself as jy kom by eros liefde. En na die tyd vergeet jy. So jy wil net jouself begunstig of plesier uit dit uit. Eros kom op, die woord eroties kom vandaan. So ons kan sê dis 'n sterk positiewe of emosionele geestelike toestand of net plesier. So as 'n baie fyn lyn tussen eros liefde en die liefde wat God vir ons het, agape liefde. En daar is soveel plekke in die woord waar God praat oor liefde.
liefde vir mekaar, broederlike liefde, liefde aan jou ouers, liefde vir ouers aan kinders. So ons moet baie mooi verstaan die verskil tussen hulle. Agape liefde is die liefde van God, dis die onvoorwaardelike liefde, wat nooit ophou nie. Filial liefde is die broederlike liefde, of die liefde aan 'n familielid. Storge liefde is die liefde van 'n ouer aan 'n kind. Filial liefde is aan 'n vriend of vriendin, en dan Eros los ons vir die getroude paartjies. Dis daai ene, en die mans is nie, ek wou vir hulle gesê, daai lepel lê onder die laken Sondagmiddag. Los dit vir daar. Maar nou sien ons deesdae in die wêreld, die mense verwar die liefde is verskriklik. Hulle verwar liefde en lus. Dis wat gebeur om ons, en dit raak al hoe erger. Tog sê die woord duidelik vir ons, die seun sal sy pa se huis verlaat, sy vrou vat. En net so, die vrou verlaat haar huis. Hulle trou, en hulle is een, en hulle vermeerder. Deesdae sien ek, jy kry nie meer man en vrou nie, soos in ons ID-boeke staan nie. Daar is baie ander soorte, so in die wêreld, as jy in die wêreld is vandag, kan jy wees wat jy wil. Jy kan trou met wie jy wil. As jy 'n donkie wil wees, kan jy 'n donkie wees, lyk dit my, ek weet nie. Wil nie uitbrei daarop nie, as ek nou in die moeilikheid, so ek kan nie sê wat ek regtig dink hier nou nie. Maar as ons kyk na jong mense en ons kyk na 'n liefde tussen 'n jong paartjie, en deesdae is alles agterste voorom. Maar die regte manier is, hulle moet mekaar eers in gees leer ken. Nie soos deesdae wat ons bly saam en dis maar right nie. Moet mekaar eers in die gees leer ken. En as hulle sien hulle geeste bots nie, hulle stem saam oor dinge in die gees, dan kan hulle mos nou maar in die siel saamleef. Maar ons kan sê, dis my sielgenoot, soulmate. En dan in vlees, na hulle getroud is. Nie so onderste boos as dit in die wêreld deesdae is nie. So eers gees, siel en dan vlees. Dit is die orde van eros liefde. Maar nou soos 'n jong paartjie mekaar ontmoet en mekaar leer ken, dan leer hulle alles van mekaar. Jy weet alles van jou maat af op daai stadium. Wat die gunsteling kosse, wat hulle gunsteling boek, gunsteling kleur, en. Ons weet, en hoe meer ons leer van daardie ander ene, of van ons maat, hoe beter ken ons hulle. En die verhouding bou. En so gaan die tyd aan, en ons leer meer, en ons leer meer, en ons gesels meer, en die verhouding word sterker. So op die ouene het ons 'n sterk verhouding. En dis net soos God wil hê ons moet wees, met agape liefde, of in verhouding met hom. Ons moet leer van hom, ons moet meer van sy woord leer, ons moet hom beter leer ken. Lees meer woord, bid meer, praat meer met hom. Dan bou ons mos nou 'n verhouding, ons leer mekaar beter ken. So die verhouding word sterker. God wil tog hê ons moet 'n intieme verhouding met hom hê. Hy sê tog, bedink my woord dag en nag. Bid sonder ophou. Is dit nie so nie? So net so wil God hê ons moet meer lief wees vir hom en meer kennis van hom kry. Hoe meer kennis ons van hom het of kry, hoe sterker is die liefde. Is dit nie so nie? En dit bring my terug waar ek in die begin die kernvers gelees het uit Hosea 4 vers 6. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons ken God nie goed genoeg nie.
Daar is altyd tyd en altyd spasie vir meer kennis. En 'n mens kom agter, hoe meer jy lees in die woord, en hoe meer jy bid, en hoe meer jy met God praat, meer jy bietjie Bybelstudie hou, hoe beter gaan dit met jou, en hoe groei hierdie liefde vir God. En dit is tog op die ou einde wat ons wil hê. 'n Verhouding om in verhouding met God te staan. Dit is die hele einddoel, want, soos Johannes 3 vers 16 sê, almal wat in hom glo, sal die ewige lewe erwe. En dit is ons eindpaal, om die ewige lewe te beerwe. Net tot sover. Aan julle los met 'n vraag. Ken ons God goed genoeg om te sê ons het 'n intieme verhouding met hom? My nie antwoord nie. Elkeen kan vir homself gaan dink en antwoord. Weet, ek glo ons almal het werk nodig aan daai punt. Ek myself baie. Moenie dink omdat ek Sondag hier staan, ek is reg en almighty en heilig nie. Nee. Ek is ook mens en darms, net soos almal. Ek het ook sonde, ek maak ook foute. Ek is ook partymal lui om op te staan in die oggend. Ek is ook partymal lui om te lees uit die woord uit. Maar ons kan regtig meer tyd spandeer aan ons Skepper wat alles geskaap het. En sonder God is ons niks. Sonder hom sou waar niks bestaan het nie, nie eers ons nie. So ek laat julle daarmee. Net so saam bid. Hemelse Vader, ons dank U vandag vir U onvoorwaardelike liefde wat U aan ons toon. Elke dag. Here, ons sien dit nie altyd raak nie. Ons sien nie die grootheid van die liefde raak nie. Dis ongeweldig groot, onvoorwaardelik. En selfs die suurstof wat ons inasem, water wat ons drink, voedsel op ons tafel, dak oor ons kop. Dis alles uit U liefde en genade. Sonder U liefde is ons niks. Sonder U liefde gaan daar nie hoop en geloof wees in ons meer nie. So ons kan nie sonder U liefde nie. Ons vra dat U week ons sal seën, Here, om ons te lei, dat die Heilige Gees ons lei, dat ons meer leer van U, dat ons liefdesverhouding met U bou en net van krag tot krag kan laat groei, dat ons nader aan U kom en 'n beter verhouding met U kan hê. En ons vra dit alles uit die naam van Jesus. Amen. Amen.